Hallo maat. Hoe gaat het nou? Lekker man, kamp jullie nog lekker? Man, ek vir julle sê, as jy gedink het jy kamp lekker, dan het jy nog nie hierdie sessie beleef nie. Ons gaan nou gesels oor Heilige Gees. Oor Heilige Gees. Heilige Gees is miskien die most awesome ding wat met jou kan gebeur, is om vol te raak van die Heilige Gees. Ek hoor, Chanel het vanoggend met julle gesels, en ek hoor, die skaal het gebreek. Right. Wie kan onthou wat dit beteken het as die skaal breek? Wie kan onthou? Dis reg, dit beteken Jesus vat al my sondes weg, nee. Sjoe, en toe dit gebeur het, sê die Bybel vir ons die volgende. Daar is 'n versie in Hebreërs 10 vers 10. Het sê, omdat God dit so wou hê, is ons geheilig deur Jesus se liggaam, wat eens en vir altyd vir ons geoffer is. So, toe Jesus gekom het en aan die kruis gesterf het, toe is dit soos 'n offer wat gegee word vir ons sondes. En weet julle hoe die offers gewerk in die ou tyd? Dis reg, die skaap word doodgemaak en die mens kan lewe, nee. En net so, Jesus het gesterf vir ons, sodat ons kan lewe. Maar ek wonder of julle kan sien, wat het met ons gebeur? Kyk, hy is geoffer. Wat het met ons gebeur? Wat staan daar so? Wat het met ons gebeur? Ek hoor dit, wie het dit gesê? Ja, ons is geheilig. Ja. Toe Jesus gekom het, en toe hy gesterf het, toe hy geoffer is, toe dit gemaak, dat ek en jy geheilig word. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit om heilig te wees? Wie kan vir my sê? Ek voel ook so partykeer, nee. Wie voel ook so? Ja, weet jy wat het is om heilig te wees? Daar is hy. Right. Maar ons is heilig gemaak. Nee. Ons is heilig gemaak. Wat beteken heilig? Dis 'n bietjie van 'n moeilike woord, nee, want dis nie 'n woord wat ons elke dag gebruik nie. Nee. Wie het alle opstel geskryf waarin jy sê, maar waarin jy die woordjie heilig gebruik het? Ek dink nie ek het al ooit so opstel geskryf, ek het baie opstelle in my lewe geskryf, maar heilig? Nog nie gemaak nie, nee. Of hoe dink jy? Kom ons kyk 'n bietjie, hoe skryf die Bybel om in 'n ander vertaling? Goed. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder. Sê afgesonder. Afgesonder. Ek hou van daai woord, né? Want die sonde is af. Ek is afgesonder. Maak dit sin? My sonde is af, ek is afgesonder. So, toe Jesus gekom het, en vir ons geoffer is, toe is ons afgesonder vir hom. Ons is vir God afgesonder. Nou, wat beteken afgesonder? Kan enige iemand vir my sê? Ek het so gedink. So, ek gaan dit bietjie vir julle verduidelik. Afgesonder beteken om eenkant gesit te wees vir 'n spesiale purpose, vir 'n spesiale gebruik. So, as jy moet bietjie vir my sê of dit in julle huis ook so gaan. In ons huis was daar 'n kas gewees, hy's hoog, jy moet sukkel om by hom uit te kom, want bo op daai kas was daar 'n blik gewees. Ek sien party van julle glimlag. Julle weet wat is in daai blik, nee, wat's in daai blik? Sweeties en cookies, nee. Right. Nou dit
dis 'n mooi voorbeeld van afgesonder. So daai blik is bedoel vir sweeties. Binne in daai blik sit ons nie brood nie. Binne in daai blik sit ons nie eiers nie, binne in daai blik kom net sweeties, nee. Dis 'n sweetie blikkie. Hy's afgesonder. Hy's afgesonder. In ons blik was daar koekies gewees en dan het ek gesukkel om hulle nie te gaps nie. Ek hoor julle het dit ook gedoen, nee. Wie het ook gesukkel al om nie te gaps? Nee, okay, wag, laat almal net hulle oë toe maak, sê nou. Okay, anyway. Right, so dit is wat afgesonder beteken, nee. Wie van julle het in die huis 'n pot wat julle 'n suikerpot noem? Hoekom noem ons hom 'n suikerpot? Want is 'n pot wat spesiaal vir suiker is, nee. En ja? Sê maar. En as 'n koffieblik. En die koffieblik het spesiaal koffie in, nee. Dis reg. Dis wat dit beteken om afgesonder te wees. So ek het 'n paar goedjies saamgebring wat afgesonder is hierso. Hierso het ek 'n tas. Maar dis nie sommer enige tas nie. Hierdie tas is afgesonder. Hy's heilig vir my. Nee. Want dis wat heilig beteken. Heilig beteken hy's afgesonder. Dit beteken hy's eenkant gesit vir 'n spesifieke plan. En wat is daai plan, dink julle? Sê maar. Om op vakansie te gaan? Vir klere. Dis hy. Hierdie is my kleretas. Nee. So wat kom in die kleretas? Klere kom in die kleretas, nee. So, die kleretas is bedoel om klere te hou. Hy's afgesonder vir klere. Reg? Dan het ek hier 'n ander tas. Check hierdie funky socks, hè? Go South Africa. Right. Kom ons maak hier toe voor julle my onderbroeke sien. Right. En dan, wie was daai? Was dit maar? Dit beter my vrou wees. Dit beter my vrou wees. Hierso het ek 'n sak. En hier is nie sommer enige sak nie. Hierdie sak, hy is 'n rugsak. Ek kan hom op die rug dra, dis definitief so. Maar dit is nie sommer enige sak nie. Ek hoor dit hierso. Daar's hy. Ja, hy's afgesonder. Hy's afgesonder spesifiek, want in hom bly my laptop, nee. En hier's die ding. Hy hou die laptop vas, maar die laptop kan so nou en dan uitkom en gesien word. Nee, die laptop bly hier binne in hierdie sak. Dis 'n laptopsak. Maar dan kan die laptop uitkom en die laptop kan werk. Maar die sak is 'n laptopsak. Hy's afgesonder vir die laptop. Right. Het jy 'n skooltas? Sit jy klere in jou skooltas? Nou en dan, maar net die baadjie wat jy nie wil dra nie, want dit is te warm, nee. En mamma het my gemaak om dra. Reg? Is dit nie so nie? Okay. So, maar die laptop kan uitkom en dan kan die laptop werk. En as ek klaar met die laptop gewerk het, dan kan ek laptop weer toemaak en hy bly binne in die laptopsak. Reg? Wat gaan hier uitkom as ek hier oopmaak? Hoekom gaan dit 'n gitaar wees? Dink julle nie dis my sweeties case nie? Ha? Miskien hou ek net vreeslik baie van sweeties en dan bring ek die sweeties case. Dat hy baie kan hou. Nee, daar is 'n kas wat spesiaal afgesonder is vir 'n gitaar. So wanneer ek hom oopmaak, dan is daar 'n gitaar. Nee.
julle? Wil julle 'n liedjie sing? Ek weet nie of julle hierdie liedjie ken nie. Toe ek op skool was, toe het ons hom gesing. Dit gaan so 'n bietjie oor die Heilige Gees, ja. Het julle geweet, die Bybel sê vir ons is die Heilige Gees se, wag, miskien, weet julle hoe maak hy sin klaar? Ons is die Heilige Gees. Want het jy geweet, net soos wat hierdie sak spesiaal afgesonder, hierdie tas is spesiaal afgesonder om klere te vat. En hierdie sak is spesiaal afgesonder om die laptop te bære, nee. En hierdie tas is spesiaal afgesonder, hy is heilig. Hy is heilig, want ek sit nie so enige ding hierin nie. Nee, ek sit 'n baie spesiale gitaar daar so in. En het jy geweet, jy is heilig? Het jy geweet, jy is afgesonder vir God? Nou maar goed, as hier in 'n kleretas klere bly, en as hier in 'n laptopsak 'n laptop bly, en as hier in 'n gitaarkeis 'n gitaar bly, wat kom binne in jou? Dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees. Het jy geweet, die Bybel sê vir ons, dat ons is die Heilige Gees se tempel, kom lees hom hierso saam met my, dis in Korintiërs, hy gaan nou opkom, sê vir ons, weet jy nie, dat jy is die tempel van die Heilige Gees nie? Ken julle daai liedjie? Weet julle nie, dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? Wat se Gees? Die Gees van God. As dit die Gees van God is, kan dit 'n slegte ding wees? Nee, dis God se Gees wat in ons bly. En ek en jy is afgesonder, spesiaal, sodat God se Gees in ons kan bly. Is dit nie cool nie? Wil julle 'n bietjie sing? Ja! Okay, ken julle hom? Ken julle hom? Okay, hy gaan so. Weet jy nie, jy is 'n tempel. Goeie werk. Right. As die nek, 1, 2. Weet jy nie, weet jy nie, jy is 'n tempel. Weet jy nie, weet jy nie, jy is 'n tempel. Weet jy nie, weet jy nie, jy is 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige. So, sê so 'n bietjie, ek, sit jou hands op jou bors. Ek is afgesonder. Ek is heilig gemaak. Nou wil ek gou vir jou 'n vraag vra, nee. Waar bly 'n waterplant? Is reg. Waar kry 'n mens 'n veldblom? Waar kry 'n mens 'n bergleeu? Waar kry 'n mens 'n Heilige Gees? Dis reg. 'n Heilige Gees, die Heilige Gees bly op 'n heilige plek. Jy kan vol van die Heilige Gees wees, want Jesus het jou heilig gemaak. Nee? Ek wil jou 'n bietjie vertel van die Heilige Gees. Kom ontdek hom bietjie saam met my. So ek gaan 'n prentjie hierso op die bord sit, en dan sê jy vir my, wat sien jy in daai prentjie? Okay, want hierdie is wat die Bybel vir ons leer van die Heilige Gees, as jy geweet het. So kom ons kyk hier so 'n bietjie na die eerste prentjie. Wat sien jy daar? Right, ek hoor dit. Begin met dit. Dis troos.
Die Bybel sê vir ons, die Heilige Gees is ons trooster. Nou, wanneer het 'n mens troos nodig? Is dit cool, dat daar iemand is wat jou kan troos as jy hartseer is? As dinge verkeerd geloop het? Die Heilige Gees binne in ons is trooster. Soos wat die gitaar uitgekom het, en musiek gemaak het, so, wanneer ons hartjie seer is, dan kom die Heilige Gees, en hy troos ons. Volgende prentjie. Wat het ons daar? Dis hy. Daar word raad gegee, nee, kyk hoe kyk sy oor die skouer. Maak seker dat jy dit reg doen, nee. So die Bybel sê vir ons, die Heilige Gees is ook ons raadgewer, sê raadgewer. Wanneer het 'n mens raad nodig? Wanneer het 'n mens raad nodig? Dis as ek nog nie weet nie, nee. Ek het raad nodig, ek moet besluite neem, en ek moet slim besluite neem, en ek weet nie wat er kan toe nie, dan het ek raad nodig, dan gaan vra jy iemand wat weet, nee. Het jy geweet, jy kan die Heilige Gees vra? Nou toe, wat het ons nog hierso? Daar, dis help, nee. Het jy geweet, die Heilige Gees is jou helper? Waarvoor het 'n mens hulp nodig? Dis vir al die goed wat 'n mens nog nie self kan doen nie, nee. Sal dit vir jou lekker wees om iemand by jou te hê heeltyd wat jou kan help met die goed wat jy nie doen nie, wat jy nie kan doen nie? Volgende prentjie. Hierso het ons, daai man lyk kwaai. Jo. Jette. Dit lyk vir my ook soos die skool se kantoor, nee. Yes, wat doen daai mamma daar? Die kind het raas gekry, sy is besig om die kind te verdedig, nee. Jy geweet, die Bybel sê vir ons, dat die Heilige Gees is ons advokaat. Wie weet wat 'n advokaat is? Wat maak 'n advokaat? Hy verdedig jou. Hy verdedig jou wanneer jy skuldig is, en hy verdedig jou wanneer jy beskuldig word, nee? Asai, volgende prentjie. Wat gebeur hier? Hy soek aandag, hy soek raad, hy vra vir 'n ding, nee. Jy geweet dat die Bybel sê vir ons, die Heilige Gees is ons, hier is 'n groot woord, ons intercessor. Ja, sê dit bietjie saam met my, intercessor. Hier's wat 'n intercessor doen. Het jy al by die huis, wou jy al iets gehad het? Maar, jy moet eers luister. Jy wil iets hê, nee? Maar dan weet jy, as ek vir papa vra, gaan hy nee sê. Maar as mama vir papa vra, dan gaan hy dit doen. So wat maak jy dan? Gaan vra jy vir papa? Nee, wat maak jy? Jy gaan vra vir mama. En dan wat maak mama? Mama is dan 'n intercessor by papa, nee. So mama vra vir papa, maar mama vra nie vir haarself nie, sy vra vir jou. Nee. En die Heilige Gees doen dit ook. Die Heilige Gees vra vir ons. Gaan vra die Heilige Gees by God vir ons dinge, wat hy weet ons gaan nodig kry. Klink dit cool? Het jy dit nodig? Ek dink so. Kom ons kyk na die volgende een. Wat het ons hier? Dis 'n coach, nee. Dis 'n coach. Wat maak 'n coach? Ja, die coach is besig om jou te groei, nee. Die coach is besig om jou fiks te maak, nee. Wie coaches wat hulle gol het. Partykeer het ek by oefeninge so gehardloop dat dit voel asof ek sulke donker spikkeltjies begin sien het. Wie ken daai? Jy het 'n goeie coach as hulle dit doen, want weet jy wat gebeur? Dan kom jy by die game en dan speel jy lekker, nee. Okay, maar die coach is daar om jou sterker te maak, nee. Die coach is daar om jou te groei. Die coach is daar om jou te help om jou volle potensiaal te bereik, reg? En sodat dit lekker kan wees as jy speel. Nie waar nie. Heilige Gees is my coach, my versterker. En dan sê die Bybel ook vir ons, die Heilige Gees is ons bystand.
Oeh. Dis die polisieman. Gelukkig lyk daai polisieman nie kwaai nie, nee. Nee. Dit lyk vir my asof hierdie polisieman daar is om op te pas. En weet jy wat? 'n Polisieman is mos daar vir daai oomblik wat dinge verkeerd loop. Nee. Is amper soos 'n lifeguard. Nee. Wie ken die lewensredder, ken almal 'n lewensredder. Ons is hier in Mosselbaai, nee. Wat maak hy? Hy sit daar op die strand en chill, maar as daar moeilikheid is, as hy in die water en dan help hy, nee. Is dit nie so nie? Dis wat die Bybel vir ons sê van die Heilige Gees, nee. So kom ons net so 'n bietjie kyk. Ek wonder, kan julle onthou wat het ons alles gesê? Wat was die eerste een wat ons gedoen het hier? Troos. Wie het dit gesê? Alexander, kom help vir my hier, so sal jy? Ja, sê. Dankie. Hy is ons trooster. Wie kan die tweede een onthou? Hy is 'n helper. Dit was nie die tweede een nie, maar kom ons skryf hom neer. Hy is 'n helper. Helper. Daar sê. So hy help ons wanneer ons hulp nodig het. Daar sê hy, hou daar vas. Wie kan nog onthou? Die helper is daarso. Hy is ons raadgewer, daar hoor ek hom. Ons raadgewer. Hy is ons raadgewer. Sê, jy hoef hulle nie almal vir op te hou, sodat almal kan sien nie, hoor, jy kan hulle soms op by mekaar hou, dankie. Raadgewer, wie kan onthou? Intercessor, ja, hy is die een wat namens ons gaan vra, nee. Intercessor, sê. En wie kan nog onthou? Wat? Oké. Wie nog? Julle kan maar sê. Wat onthou jy? Hy? Om vry te wees, ja, en om fiks te wees, nee. Onthou julle? Hy is ons coach. Onthou julle? Hy versterk ons. Hy is ons versterker. Oké. Ek dink julle kan maar daai slide daar opsit, laat ons kyk hoe ons die ander kan kry. Kan julle onthou, hy is ons, kom ons vat hom gou so 'n bietjie. Hy is ons trooster, hy is ons raadgewer, hy is ons helper, hy is ons advokaat, nee, hy is ons advokaat. Hy is die een wat ons verdedig, wanneer ons skuldig is, en wanneer ons onskuldig is. Wanneer ons beskuldig word, advokaat. En hy is ons intercessor, en hy is ons standby, ja, hy is ons bystand. Ok, en hy is ons coach, hy is ons versterker, nee. Al daai 7 dinge. Hierdie is 'n lekker package, nee. Dankie Alexander, jy kan gaan sit. Is hierdie cool? Al hierdie dinge is die Heilige Gees vir ons. En dan sê Jesus vir ons in Johannes, wie dink dit sou verskriklik lekker gewees het as Jesus nog op aarde was? Wie sou hom vreeslik graag saam met hom wou stap? Ek ook. Weet jy wat het Jesus vir sy disippels gesê, wat dit gedoen het? Wie sou graag 'n disipel van Jesus wou gewees het in daai tyd? Al die wonderwerke sien en cool goed. Ek ook. Weet jy wat sê hy vir sy disippels? Hy sê vir hulle, ek gaan weggaan. Maar weet jy wat? Nee, ek gaan weggaan, maar weet jy wat? Dit gaan vir jou goed wees. Dit sal vir jou goed wees as ek weggaan, want ek sal die Vader vra. Wie vra die Vader? So wie vra? Wie word gevra? So Jesus vra sy pappa om vir ons 'n ander voorspraak te stuur. Voorspraak soos die intercessor wat ons van gepraat het, né? Is ook 'n voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Naamlik die Gees van die waarheid. So die Gees van God is ook die Gees van die waarheid. Dit beteken jy gaan weet
wat is reg en wat is verkeerd. En dan sê hy, dat die wêreld kan hom nie ontvang nie. Wie kan hom nie ontvang nie? Die wêreld kan hom nie ontvang nie. Kan jy? Ja, hierso sê Jesus, maar julle, die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom. Julle ken die Heilige Gees. Omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Vanaand gaan net daaroor dat ek en jy besef, ek en jy is 'n gitaarkeis, ek en jy is 'n laptopsak, ek en jy is 'n reistas, ek en jy is 'n heilige plek waar 'n Heilige Gees kan bly. Ek en jy, Jesus het gevra vir die Vader, dat die Vader die Heilige Gees sal stuur, sodat die Heilige Gees by my kan bly. En dis wat vanaand hier gebeur. Heilige Gees kom in jou in. En al daai dinge wat ons nou van gehoor het, is by jou. En Jesus sê, vir wanneer? Hoe lank? Vir 'n dag. Vir 'n week. Kom ons gaan net weer terug na daai vorige versie toe. Om vir wanneer by julle te wees? Vir ewig by jou te wees. Dit beteken nooit, ooit in jou lewe is jy alleen nie. Elke keer is die Heilige Gees by jou, met alles wat hy is, om ons te kom help, om ons te troos, om ons by te staan, om ons te versterk. Nou, dis lekker, is dit nie? Laaste versie. Dit is 1 Korintiërs 2. Vanaand gaan daaroor. Dis niks vreemd nie. Jesus het gekom om ons te heilig, en omdat ons heilig is, raak ons die tempel van God. Jy raak God se blyplek. En weet jy wat? Hy wil graag by jou bly, want hy wil die hele tyd by jou wees. En al wat ons vanaand doen, is ons sê net vir God, ons wil ook hê dat hy die hele tyd by ons moet wees. En het jy geweet, dat wanneer die Heilige Gees kom, ons het die Gees ontvang, wat van God uitgaan. Dis God wat die Heilige Gees stuur. En nie die van die wêreld nie, sodat ons kan besef. Sê, besef. Watter wonderlike geskenke, sê geskenke, God aan ons gegee het. So, wanneer die Heilige Gees binne in ons kom bly, is een van die dinge wat hy doen, om ons te help besef, wat hierdie geskenke is, wat God vir ons gegee het. So, wil jy graag hê, dat die Heilige Gees binne in jou kom bly. Om jou te troos, om vir jou raad te gee, om vir jou te help wanneer jy nie weet hoe nie, of nie self kan nie, om jou te verdedig, wanneer jy beskuldig word, of wanneer jy skuldig is, om vir jou in te tree, seker te maak dat jy alles het wat jy nodig het, wanneer jy dit nodig het, om jou te versterk en te coach, sodat al daai potensiaal binne in jou uitkom en kan skitter. En sodat jy 'n bystand kan hê wat die heeltyd seker maak jy is veilig. Dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees. En wanneer hy by ons bly, dan weet ons,
Ons is nooit ooit alleen nie. Ek voel nooit alleen nie. Van die Heilige Gees binne in my hart ingekom het. Maak nie saak waar ek is nie. Maak nie saak waarmee ek besig is nie. Ek weet. Hy is lief vir my en hy is by my. En ek weet, dinge wat voor my is, kan so rof lyk soos wat hulle wil lyk. Maar binne in my is die antwoord. Dra hom in my, by my, heeltyd. So ek wil vir jou nooi. Ons gaan 'n worship song opsit. En ek wil vir jou nooi om die Heilige Gees te nooi om binne in jou hartjie in te kom. Om by jou te kom bly. Jy is 'n heilige plek, so die Heilige Gees kan binne in jou bly. Jy is afgesonder. Jy is afgesonder sodat hy spesiaal by jou bly en sodat hy kan uitkom wanneer jy hom nodig het of wanneer mense rondom jou hom nodig het.